Dit is so 'n lekker dag. Ek het wakker geword met die reën en dit reën nog steeds. En dit voel vir my 'n mens wil net gesels oor sonskyn en musiek en plante en allerlei mooi goed. Maar ongelukkig is dit baie keer nodig dat 'n mens deur die modder moet loop omdat daar probleme is wat vassit in die modder. En die modder van vandag is ouer-kind verhoudings. Ons gaan spesifiek kyk na ouers en dit wat ouers verkeerd doen. En asseblief, wat is die doel van hierdie erediens, hierdie boodskap? Nie om mense skuldig te laat voel nie, want almal van ons is skuldig, maar gelukkig Jesus het ons skuld op hom geneem en Jesus is die groot geneesheer. So hier in die begin wil ek die spoiler gee, met alles wat ons het en wat ons voel en wat sleg is, gaan ons na die Here toe en hy gaan vir ons help. Ek kan jou nie help met antwoorde nie, want ek verstaan te min van sielkunde. Ek verstaan so min van menswees en die kompleksiteit van menswees. Maar ek is lief vir die Bybel en ek ken die Bybel. So wat ek gaan doen is, ek gaan die Bybel vat en 'n bietjie lig werp op hierdie onderwerp vanuit die Bybel. En vir vandag gaan ons lees Efesiërs. Efesiërs 6 vers 4 is ons teksvers, maar ons gaan saam lees van Efesiërs 5 vers 21 tot Efesiërs 6 vers 9. Dit is die sogenaamde huisreëls. Op 'n paar plekke in die Bybel kry jy reëls van hoe mense moet optree in 'n huishouding met mekaar. Kom ons lees saam van vers 21 af, Efesiërs 5. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk liefgehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enige iets derglik, heilig en sonder smet. Net so is mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en koester dit, soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk, maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het, en laat die vrou haar man eerbiedig. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lang lewe op aarde sal hê. En vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur dissipline en teregwysing van die Here. Slawe, wees met vrees en bewering aan julle aardse eienaars gehoorsaam, met opregte harte soos aan Christus. Nie met lippediens om mense se gunste te wen nie, maar as slawe van Christus wat die wil van God van harte doen, terwyl julle met blymoedigheid julle diens verrig, soos vir die Here en nie vir mense nie. Want julle weet dat elkeen, indien hy iets goeds doen, dit van die Here as loon sal terug ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. En julle eienaars, tree net so op teenoor die slawe en staak julle dreigemente, omdat julle weet dat julle en hulle Here in die hemel is en dat hy niemand volgens die uiterlike beoordeel nie. Ek dink as 'n mens so net hierdie gedeelte lees, dan kry jy 'n kriweling, want jy besef net hierdie is snaakse goed. En daar's 'n rede voor. Hierdie dinge, hierdie verse is geskryf 2000 jaar gelede vir mense wat in totaal ander omstandighede as ons geleef het. Maar dis die woord van die Here en die Here leer hieruit vir ons sekere beginsels, sekere goed wat ons met ons kan saamneem. En ons gaan nou vandag spesifiek kyk na Efesiërs 6 vers 4. Daar lees ons: En vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. In die 1983 vertaling lees ons dit soos volg: En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning, soos die Here dit wil. So 'n tyd terug, seker so 15, 20 jaar gelede,
was daar 'n vreeslike populêre ding, nie in die kerk nie, maar rondom die kerk, en dit is dat ons moet leer om die verlede af te skryf. Ek weet nie of dit die regte woord is nie. Dit kom daarop neer, jy moet jou losmaak van die bande van die verlede. En baie van hierdie bande is sulke bonatuurlike, uitgedinkte bande. Dit is vir my belangrik, jy moet die verlede hanteer, maar die manier waarop hierdie dinge gedoen is, het my regtig waar kwaad gemaak. Ek was ewe onskuldig en ek is by iemand wat met my praat oor hierdie dinge en hulle vra vir my oor my kinderjare, hoe ek groot geword het. En ek vertel vir hulle, ek het baie gelukkig groot geword, Douglas, platteland, naby die rivier, en my ouers was baie besig, daar was 'n plaas, my ma het op die plaas gewerk, oestyd veral, maar my ma was baie by die huis ook, my ouma het na my gekyk, en my pa was 'n plattelandse dokter, so hy het gewerk. Ons is gewoond aan vakansies Desember alleen weggaan sonder my pa, ek, my ma, my sussie, partykeer my ouma, want my pa het gewerk. En as daar 'n bevalling was vir einde Desember of begin Januarie, dan het my pa stoksiel alleen by die huis gebly om te help met die bevalling. As die bevalling vroeg was, het hy ons kom join vir die vakansie. So het ek 'n pa gehad wat gewerk het. En terwyl hulle so praat, kom hierdie mense en sê, goed, nou gaan hulle my help om my pa te vergewe vir sy afwesigheid. En daar vererg ek vir my soos wat ek myself nog nooit vererg het nie. Wie gee vir hulle die reg om vir my te sê ek moet my pa vergewe? En wie gee vir my die reg om te dink ek moet my pa vergewe? Hoekom het my pa so gewerk? Hy het letterlik gewerk om vir ons te voorsien. Hy het baie swaar groot geword. Hier in die laat 40s, vroeg 50er jare het hy gestudeer. En ja, die politiek het nie gesorg dat hy dinge kry nie. Hy het regtig waar gesukkel om geld te kry om te studeer. Interessant, hy het dit nooit met my gedeel nie, maar my vrou het vir my vertel, hy het met haar gedeel oor hoe swaar hy regtig gekry het. En hy het besluit, hy wil vir ons as gesin gee, dit wat hy nooit gehad het nie. Hy was baie klein toe sy pa oorlede was, hy moes regtig waar vir homself stoei. So, ja, my pa was baie afwesig, maar hoekom? Om te voorsien. Ek het 'n gemaklike lewe gehad, maar dit was nie apartheid se skuld nie, dit was deur my pa se toedoen. My pa het verskriklik hard gewerk om vir ons te voorsien. In die proses het hy, ek dink ek kan sê, sekere foute gemaak, sekere dinge nagelaat, maar nooit het hy doelbewus gaan sit en gesê hy gaan sy familie afskeep nie, inteendeel. Daarom was ek so kwaad. Wie gee vir my daardie arrogansie om te kan sê ek gaan my pa vergewe? Ek dink as 'n mens se ouers doelbewus booswigte was, ja, dan is dit 'n ander saak. Maar ouers wat uit onkunde foute maak, dis logies, dis algemeen. Almal van ons wat ouers is, maak ongelooflik baie foute. En die groot probleem is, ons sien dit nie raak nie. Hoe moet ek weet wanneer ek foute maak? Ek het baie onlangs met 'n skok besef, rondom my vrou se dood, is daar dinge wat my kinders dink ek anders kon hanteer het. Wel, ek het my bes gedoen en ek het gedoen wat ek dink vir hulle goed sou wees. Duidelik was dit wat ek sou wou gehad het en nie wat hulle nodig gehad het op daardie stadium nie, maar ons is daar waar ons nou deur hierdie ding is, en ek glo en vertrou hulle het gesien dat daar foute gemaak is, maar ek het dit nie doelbewus gedoen nie, en ek dink hier is waar die kruks van die saak inkom. Ouers is mense, ek en jy is mense, en ons gaan foute maak, want, en hier is vir my die sleutel, ons is ook kinders van ouers. Ons het ook op 'n sekere manier groot geword en ons dra daardie bagasie saam met ons. Nou is dit interessant, as ons kyk na Efesiërs, die mense vir wie Paulus skryf, is mense met verskriklik baie bagasie, kulturele bagasie. Aan die een kant het ons die Jode, 'n Joodse pa. 'n Joodse pa
is die hoof van die familie. Hy is ene wat die kinders leer van die 10 gebooie. Hy is die een wat al daardie dinge vir sy kinders leer, maar hy is 'n pa met ontsettend baie gesag en die kinders moet maak soos wat hy sê. Die kinders se beroepskeuses, die kinders se huweliksmaats, al daardie goed het die pa vir hulle gegee. Van baie is dit 'n onding. Beteken dit die Jode was verkeerd? Nee. Daar is soveel goeie wat die Jode gedoen het, maar as 'n mens nou, ek wil nou sê so amateursielkundig kyk, dan dink ek, sjoe, daardie arme kinders het regtig waar swaar gekry met die bagasie wat hulle gekry het. Nou skryf Paulus vir hulle en wat sê hy? Vaders, julle moet julle kinders so groot maak dat hulle nie opstandig word nie. Dit wil sê dat hy so 'n bietjie vir hulle sê, ek weet wat julle tradisie is, maar as dit julle kinders opstandig maak, moet julle weer kyk. Verreweg die meeste mense in Efese was Grieks-Romeinse mense en dit was ontsettend. Die pater familias, die vader van die familie. Hy het die reg gehad om sy kinders te behandel net soos wat hy wil. Hy het die reg gehad om sy kinders en slawe verskriklik lyfstraf te gee en dit is nie nou soos 'n pak slaap by die skool nie, dit is soos regtig waar aanranding, wil ek nou amper sê. Hulle het selfs in uitsonderlike gevalle die reg gehad om hulle kinders te laat teregstel, doodmaak. Dis die mag wat binne daardie kultuur die pa oor sy kinders gehad het. Is die Grieke en die Romeine van die bose? Nee man, ons werk elke dag met die wiskunde en die wetenskap en die filosofie en die letterkunde wat van die Grieke en die Romeine kom. Maar daar was sekere dinge in hulle wat verkeerd was. So het ek groot geword op 'n spesifieke manier. My ouers was ongelooflik sag met ons. Ons het nie reëls gehad vir wanneer ons in die huis moet kom of wanneer nie, en ek is baie dankbaar daarvoor. Maar daar's mense wat dan sal sê, ja, dit moes anders gewees het. Ons het groot geword, my pa is baie trots. Ek was 4 jaar toe ek een keer aan tafel toe ons wyn drink gesê, verlede Sondag se wyn was beter as vandag se. So my pa sê ek het as kind al 'n smaak vir wyn ontwikkel. En my kinders dieselfde, ons het groot geword met drank en niemand vergryp ons aan drank nie. Daar's mense wat dink dit moet anders wees. Een van die groot probleme in die Afrikaner kultuur is dat mans partykeer soort van magsugtig is. Ek is die hoof van die huis en dan sal ek nou nog Efesiërs aanhaal en my vrou moet maak soos wat ek sê en die kinders moet maak soos wat ek sê of ek rand hulle aan. Wat belangrik is ons Afrikaner kultuur het ongelooflike mooi dinge. Maar wat Paulus hier doen is hy sê in alle opsigte, hou die mooi uit jou kultuur, maar meet dit aan wie of aan wat? Aan Christus. Hierdie hele gedeelte begin in vers 21 met die woorde, wees aan mekaar onderdanig uit ontzag vir Christus. Dis die begin van alles. Ons is aan mekaar onderdanig. Ouers aan kinders? Ja. Kinders aan ouers? Ja. Mans en vrouens aan mekaar? Ja. Slawe en eienaars? Ja, die slaaf moet onderdanig wees aan die eienaar, maar die eienaar? Nee, die eienaar moet ook aan die slaaf onderdanig wees. Dis mos onmoontlik? Nee. God gee vir ons sekere rolle en ek wil nou amper sê, in daardie rolle is daar sekere gewigte wat ingewerk is binne God se plan. Die man van die huishouding het rondom die buitedinge in daardie tyd meer gewig gedra as die vrou, maar die vrou het in die huis die gewig gehad. Ouers is die gewig, die anker vir die kinders. Maar kinders kan ouers maak of breek, so hulle het ook 'n gewig. Dieselfde slawe en eienaars. Die eienaar besit die slaaf. Maar hoekom besit hy die slaaf? Omdat die slaaf vir hom waarde toevoeg tot sy lewe. Wat Paulus hier vir ons sê is, ons moet almal aan mekaar onderdanig wees. Hoekom? Oor Jesus, oor Christus. Alle verhoudinge het 'n nuwe kleur gekry vir mense wat aan Jesus Christus behoort. Nou geld mag nie meer nie. Nou geld mag speletjies en manipulasie nie meer nie. Nou geld die een ding, hoe dien ons mekaar? En dis 'n baie belangrike ding. Ouers dien kinders. Op watter manier? Wel, dit lyk vir my deur dissipline en tug.
Kyk mooi wat lees ons in Efesiërs 6 vers 4. Vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Dissipline en teregwysing. Ek dink nie ons hoef nou in detail in te gaan oor wat elke woord beteken nie. Die feit bly staan, God het vir ons kinders gegee. Ons is, die woord wat hulle gebruik, rentmeesters. My kinders is nie myne nie. Dis die Here se kinders wat hy vir my gegee het en hy het vir my gesê, Koos, ek is seker, as ek van Nico en Haike vir jou gee, gaan jy en Renate daardie kinders vir my so groot maak, dat hulle 'n gelukkige lewe gaan lei, dat hulle my gaan ken en dat hulle 'n sukses van hulle lewe gaan maak. En daarom is kinderopvoeding 'n ongelooflike diens wat die ouers aan die kinders gee. Maak ek foute in daardie diens? Verskriklik baie. Hoekom? Ek weet nie, maar daar's nie 'n handboek van hoe 'n mens met kinders moet werk nie. Die ergste is kinders verskil. Wat ons met die een doen, werk met die ander ene glad nie. So dis 'n ongelooflike gekompliseerde saak en daarom as ons na die Bybel kyk, dan gee die Bybel vir ons basiese riglyne. Moenie hulle so hanteer dat hulle opstandig word nie. Hoe doen ek dit? Daarvoor moet jy jou kind goed ken, moet jy tyd spandeer met jou kind, sodat jy kan weet, wat maak daardie kind gelukkig, wat sit hom op 'n goeie plek, hom of haar, sodat jy hulle kan help in teregwys. En dan tug en dissipline, dit gaan nie hier oor slaan en doodslaan nie, dit gaan oor grense stel, dit gaan oor uitdagings vir hulle stel, dit gaan oor hulle begelei om 'n sukses van hulle lewe te maak. Nou is die probleem, alle ouers is ook kinders en almal van ons dra die bagasie wat ons lewe lank bygekry het saam met ons. So die eerste ding wat ek dink ons as ouers moet doen is om eerlik te gaan kyk na onsself en te sê, wat is die bagasie wat ek het? En wat is die goeie daarvan, maar wat is ook die slegte daarvan? Ek dink die belangrikste, die beginpunt is om te gaan kyk na die Bybel. En wat sê die Bybel? Die Bybel sê in die 10 gebooie, kinders gee gewig aan julle ouers. Dis wat dit beteken, eer jou vader en jou moeder. Met ander woorde, ek moet standvastigheid vir my kinders gee. Baie keer is daar botsende belange. Ek het belangrike goed vir die werk, ek het verpligtinge by die huis. En nou moet ek hulle opweeg teen mekaar. Dis baie maklik om te sê, hoor jy, jou vrou en jou kinders kom eerste. Maar as ek dan nou gefire word by die werk, waar kry hulle kos en klere? Dis ongelooflik kompleks. Ek wil nou nie eers praat van as daar emosionele dinge is nie. 'n Baie goeie vriendin van ons het deur 'n baie moeilike tyd gegaan, ontsettend moeilik. En sy 2 dogters gehad en baie mense het vir haar gesê, jy hanteer jou kinders verkeerd. En dan kom sy by my en dan skree sy dit uit in 'n sagte hysterie en sy sê, maar ek moet ook oorleef. En ek dink dis 'n ding wat kinders baie keer nie regtig waar verstaan nie. Ek as ouer moet oorleef, so ek probeer my bes om jou te help, maar as ek vou, as ek knak, gaan ek jou nie kan help nie en daarom maak ek baie foute. Maar ek doen dit omdat my kinders vir my die belangrikste in die hele wêreld is. Dis 'n feit. Jy hoor dit, jy lees dit, jy sien dit. Ouers sal hulle self doodmaak vir kinders, omdat die kinders eers te kom. En dan is die hartseer dat die kinders dit, ek wil sê, nie sien nie en beslis nie waardeer nie. Die belangrike ding is gewig, die anker. Die anker wat ek in my lewe moet hê, die anker vir almal is natuurlik Jesus Christus, maar ja, ek moet ook vir my kinders, vir my samelewing 'n anker wees. Ons almal het foute gemaak, kry dit agter die rug. Moenie dat die foute wat jy gemaak het, jou verhinder om die pad vorentoe reg te loop nie. En as ander met jou foute gemaak het, jou ouers, kry dit agter die rug. Kyk na die bedoeling van daardie mense en besef wat se ongelooflike opofferings hulle gemaak het baie keer ter wille van ons. En dan, wat baie belangrik is, een mens is nie groter as die ander nie. Een mens is nie belangriker as die ander nie.
Dis so stukkies van 'n legkaart. Jy kan doen net wat jy wil en jy kan sê ja, die figuur in die middel is die belangrikste, maar as daar iewers in die lug een blokkie kort kom, is die prentjie nie volledig nie. Ek dink van alles van Christen wees is vir my steeds die wonderlikste dat jy by die Here elke dag net kan begin. God is nie 'n mens nie, hy hou nie goed teen ons nie. Ongelukkig, mense dra die seer saam. Ongelukkig het mense partykeer littekens. En dis nou snaaks. Mense wat seer gekry het in die verlede, kan of gaan lê, of hulle kan opstaan en wonderlik wees. Mense wat, kom ons sê, in 'n ongelukkige been verloor het. Hulle kan invalides wees vir die res van hulle lewe. Of hulle kan sportmanne en atlete wees wat vir die wêreld wys, niks op aarde gaan my onderkry nie. Ek is wat ek is as gevolg van my keuses wat ek maak. Wees aan mekaar onderdanig uit ontzag vir Christus. Jesus Christus is die een wat alles kan regmaak. Hy is die een wat dooies kan lewendig maak. Hy is die een wat siekes kan gesond maak. Hy is die een wat kan regmaak selfs daar waar mense nie meer kan nie. Hy is die een wat selfs oor die dood heen dinge kan regmaak. Is wonderlik om te weet, in hierdie hele proses, in hierdie modderbad waarin ons ploeter, is ons nie alleen nie. Ons het die Here Jesus wat ons reghou, wat ons hande vashou en wat vir ons help. En ek glo, ek wil nou sê ten spyte van die foute, maar juis as gevolg van die baie foute wat daar is in ons ouer-kinderverhoudinge, kan ons met God se hulp, met Jesus Christus se raad in sy woord, sy bystand en die Heilige Gees wat vir ons optel, kan juis die foute van die verlede so mooi word. Dit reën, ons het 'n probleem met die reën, die sonpanele laai nie, die modder in die tuin maak dat ek nie daar kan uitkom nie. Gelukkig is reën altyd goed, want na die reën kom die sonskyn en nou is dit belangrik dat ek die plante moet plant, sodat dit kan groei. As daar modder in jou lewe was, rondom verhoudings, as daar dinge is wat verkeerd geloop het, Jesus is die een wat kan sorg dat die goeie daaruit groei. En dit is my gebed, dat as ons gekyk het na ouer-kind verhoudings, ons kan sê, Here, dankie. Dankie vir dit wat U vir my gegee het, goed en sleg, maar dankie dat U altyd vir my die keuse gee om die goeie te laat groei. Amen. Here, baie dankie dat U die koning is en as ons U as koning erken, Here, dan val alles in plek. Dan weet ek het nie die mag en die gesag nie. U is die Here. En U is die een wat vir my 'n spesifieke rol gee. U is die een wat vir my in 'n spesifieke posisie plaas. Help my, Here, om my absolute bes te doen. Want ek doen dit nie vir mense nie. Ek doen dit vir U. Dankie, Here, vir ouers en kinders. En dankie vir familie en vriende wat ons help en bystaan. Wat vir ons 'n gemeenskap skep waarin kinders opgebou kan word. Amen. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Al my hoop
ooit sal wees. Deur die wil te doen, leer ek om vry te wees. Deur die wil te doen, leer ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen. Suffer little children to come